Baie welkom. Ek is bly jy het gekies om in te skakel op hierdie diens van NG Kempton Park Oos. Seën vir julle daar waar julle ook al is. En as dit die eerste keer hierdie jaar is, dat julle by een van ons dienste aansluit of inskakel, seën, voorspoed, sterkte vir die jaar wat voorlê, met al sy uitdagings, waar jy jouself ook al bevind. Kom ons word saam stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n Sondag, nog 'n geleentheid om u opwekking uit die dood te herdenk. Help vir ons om vandag nie net te onthou dat dit gebeur het nie, maar werklik te fokus op die implikasies daarvan, dat u vir ons gesterf het, maar ook opgewek is uit die dood. Here, word verheerlik deur ons saamwees, deur ons afhanklikheid van u, deur ons gebede, ons liedere, ons denke oor u, ons erkenning dat u die lewende, ware en enigste God is. Ons wil ook bid dat u deur die woord na ons toe sal kom, en dat dit vir ons 'n duideliker prentjie sal gee van wie u is, wat u vir ons gedoen het, en wat dit vir ons as gelowiges ook beteken, wat die implikasies daarvan is. Here, dan ken u ook ons wêreld met al sy uitdagings, al sy probleme, al sy nuusgebeure, al sy rampe, droogtes, vloede, en so meer, en so meer, en so meer. Ons bring dit alles na u toe in gebed, en dankie dat ons kan. Seën ons nou, as ons op hierdie manier met u woord besig raak. Ons vra dit in afhanklikheid van u. Amen. Persoonlik is ek baie lief vir die Hebreërbrief. Ek herhaal maar altyd weer, dat baie van ons maar groot geword het met die gedagte dat dit ook een van Paulus se briewe is, omdat dit geplaas is na sy ander briewe. Nee, die Grieks waarin Hebreërs geskryf is, verskil nogal drasties van die wat Paulus gebruik het, heeltemal op 'n ander stadium geskryf, heeltemal 'n ander tipe persoon. Moes 'n geweldige intelligente persoon gewees het, baie kunssinnig en met 'n baie goeie begrip van die Ou Testament, en dan deur die Gees gelei om die Ou Testament en die Nuwe Testament met mekaar in verband te bring. Ek begin met 'n skriflesing uit Hebreërs 10, daarvan vers 19 tot 25. En soms weet ek die woorde op die skerm verskil so bietjie, want verskillende vertalings of uitgawes van dieselfde vertaling verskil so bietjie van mekaar, maar dit raak nooit wesenlik die boodskap nie. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot hoëpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer, na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons tema vandag is, ons het vrye toegang tot die heiligdom. Dis die woorde waarin het staan in Hebreërs. Ek dink ons kan dit ook in Hebreërs, ons kan dit ook vertaal en sê, ons het vrye toegang tot God. Nou, ek wil in 'n eerste punt, want dit is baie belangrik, net eers uit Hebreërs 9, vers 1 tot 9 lees, sodat ons net weer herinner kan word aan die agtergrond
waar teen hierdie uitspraak in hoofstuk 10 gemaak word dat ons vrye toegang tot die heiligdom het. Hebreërs 9 vers 1 tot 9. Die eerste verbond het voorskrifte vir die erediens gehad en ook 'n aardse heiligdom. Die verbondstent is opgerig. In die voorste gedeelte daarvan, wat die heilige genoem word, het die kandelaar en die tafel met die offerbrode gestaan. Agter die tweede voorhangsel was die gedeelte wat die allerheiligste genoem word. Daarin was die goue wierookaltaar en die verbondsark, wat in sy geheel met goud oorgetrek was. In die ark was die goue kruik met manna, die kierie van Aaron wat gebod het, as ook die platklippe met die wet van die verbond daarop geskrywe. 'n Bo op die ark het die gerubs wat die heerlikheid van God voorstel. Hulle vleuels oor die verbondsdeksel uitgestrek. Op die besonderhede kan ons nie nou verder ingaan nie. Met die dinge so ingerig, het die priesters gereeld die voorste gedeelte van die verbondstent binne gegaan om die dienste te verrig. Maar in die agterste gedeelte daarvan het alleen die hoëpriester ingegaan, en dit net een keer in die jaar, en dan nie sonder bloed nie, om vir homself te offer en vir die sondes wat die volk onwetend gedoen het. Hiermee maak die Heilige Gees duidelik dat die pad na die allerheiligste toe nie oop is, solank as die voorste gedeelte van die verbondstent bestaan nie. Dit alles wys vooruit na die huidige tyd, waarin offergawes en diereoffers gebring word, wat nie vir die een wat dit bring, 'n volkome skoon gewete kan gee nie. Nou daar het ons 'n pragtige beskrywing van hoe dinge gewerk het tot op daardie punt, met ander woorde tot en met net voor Jesus se kruisdood. Die destydse persepsie van God was dat die teenwoordigheid van God beperk is. Ons kan lank daaroor praat, ek gaan dit baie kort hou. Selfs van die Jode en ander het geglo God se teenwoordigheid is beperk tot 'n spesifieke land, Kanaan, Palestina. Beperk tot die stad Jerusalem. Dan nog meer beperk tot die tempel, vroeër die verbonds of die tabernakel. En dan binne die tempel of tabernakel is God se teenwoordigheid eintlik beperk tot die allerheiligste. Nou ja, in Matteus 27 vers 51 lees ons dat met Jesus se kruisiging, met sy dood spesifiek, skeur die voorhangsel, die dik gordyn tussen die heilige en die allerheiligste, wat van mekaar geskei was. Nou dit die eerste punt net as belangrike agtergrond. Ons tweede hoofpunt. Nou kom die Hebreër skrywer en hy kom met 'n interpretasie van hierdie offer wat Jesus gebring het homself, sy dood, die skeur van die voorhangsel, en hy sê die implikasie daarvan, of sy interpretasie daarvan is dat ons as gelowiges het nou vrye toegang tot die heiligdom, of vrye toegang tot die allerheiligste, of beter gestel, vrye toegang tot God. Kom ons kyk na 'n paar implikasies. Dit beteken, na Jesus se dood, het niemand ooit weer 'n mens nodig om tussen ons en God te staan nie. Nie 'n priester nie, nie 'n profeet nie, nie 'n apostel nie, nie 'n hoë priester nie. Geen mens staan meer tussen ons en God nie. Jesus het daardie rol volkome vervul. Die tweede implikasie is dat daar nooit weer 'n offer nodig is om vir ons sondes te betaal of om vir ons die versoening te bring nie. Reg deur die Hebreërbrief word Jesus beskryf as die volkome offer en ook as die volledige offer en ook as die eenmalige, onherhaalbare offer. Dus staan ons op grond van Jesus se dood in ons plek in 'n persoonlike verhouding tot God.
Nou die gedagte van 'n persoonlike verhouding gaan ek vir die oomblik net eers daar laat en dan 'n bietjie later in die boodskap weer daarop terugkom. Ons gaan eers in 'n derde hoofpunt kyk na die verdere implikasies en die geheelbeeld van wat is die implikasies van die skeur van die voorhangsel en dit wat hier beskryf word as die vrye toegang wat ons nou het. Goed, die eerste implikasie. God word nou nie meer gesien as dat sy teenwoordigheid beperk is nie, maar nou wil ek dit baie sterk beklemtoon. God se teenwoordigheid was nie beperk tot een land, een stad, een tempel, die allerheiligste. Dit was nie. Maar dit is hoe dit gesien is. Dit is hoe dit beleef is. So nou dat Jesus sterf, sê die Hebreërskrywer vir ons persepsie moet verander. Ons moet nou besef dat God nie beperk is nie. Nie tot die allerheiligste nie, nie tot 'n gebou, die tempel nie, nie tot 'n stad, Jerusalem nie, nie tot 'n land, Kanaan nie, en nie tot een volk, Israel nie. In en deur Jesus breek God se teenwoordigheid, God se goedheid, God se liefde en God se genade oop vir die hele wêreld, vir alle volke en alle mense. Kom ons kyk na die groter prentjie. Jesus word nou beskryf as Immanuel, en dit is geweldige veelzeggende woorde. Immanuel, God met ons, of God by ons. Ons het ook gelees met Jesus se hierwees op aarde, die koninkryk van God het naby gekom. Maar as Jesus Immanuel is en hy is God by ons, dan is dit ook by ons, ook by my en by jou. Dan is die skeuring van hierdie kleed wat die allerheiligste skei van die heilige 'n geweldige, belangrike en simboliese moment van die oopbreek van God se genade. En dan om die groter prentjie te sien, 50 dae later word die Heilige Gees uitgestort. En nou lees ons dat die Heilige Gees binne in ons is, binne in mense werk, ons oortuig van die waarheid, ons gawes gee, en so meer, en so meer, en so meer. En dan is daar ook nog 'n volgende stap. So dit was die beperkte siening van God se teenwoordigheid, die skeuring, die oopbreek daarvan, die uitstorting van die Heilige Gees, en dan lees ons van hoe die finale prentjie gaan lyk. En daar gaan ek net een teksvers lees, wat vir ons sê dat in die finale prentjie sal daar nie eers 'n tempel wees nie, nie net dat ons 'n vrye toegang sal hê nie, maar dat daar nie eers 'n tempel sal wees nie. Openbaring 21, vers 22. 'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die Almagtige en die Lam. Ons moet die progressiewe lyn of die lyn van ontwikkeling sien as dat God eers beleef is as beperk of sy teenwoordigheid. Hoe dit dan in Jesus verander, hoe dit dan oopbreek, hoe hy dan deur die Heilige Gees tot by ons en binne in ons kom, en dat ons op pad is na die punt na die wederkoms, waar God en sy volk by mekaar sal wees, waar daar geen plek of nodigheid vir 'n tempel sal wees nie. Ons vierde hoofpunt. Hoe lyk 'n persoonlike verhouding met God en die benutting van hierdie vrye toegang tot God? Wat beteken dit prakties vir ons? Ek wil dit aan die hand van 'n paar elemente probeer verduidelik. Die heel eerste, en dit is 'n bietjie herhaling van ons een punt, vergifnis. Geen persoon nodig om ons te vergewe of die vergifnis aan ons te verkondig nie. Geen offer om die vergifnis in werking te stel nie. En daarom kan en mag en moet ons self ons sonde voor God bely. En dan sy vergifnis aanvaar. Ons lees so mooi dat wanneer ons sonde bely, God is getrou en regverdig en hy vergewe ons die sonde. Ons het geen mens nodig en geen diereoffer, geen geldoffer, geen enige ander offer nodig
om vergewe te word nie. Christus het dit reeds volledig gedoen. Dan baie interessant, en dit is belangrik om aan albei kante vas te hou, omdat die Hebreërskrywer dit so interverweef verduidelik. Hy verduidelik dat Jesus nie net die eenmalige, volledige offer is nie, maar dat Jesus ook die hoëpriester is wat die offer self bring. Dis maar een van die mooiste beskrywings wat daar is. Jesus word geteken as die offerlam, sy liggaam, sy bloed, die eenmaligheid daarvan in teenstelling met die diere wat herhaaldelik geoffer is, maar dan ook die hoëpriester wat die offer bring. Kom ons lees net weer hoofstuk 9, daar vers 11 tot 14. Maar Christus het gekom as hoëpriester van die weldade wat nou verwesenlik is. Hy dien in die verbondstent wat groter en volmaakter is en nie deur mense gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie tot hierdie wêreld behoort nie. Met sy eie bloed, en nie met die van bokke en kalwers nie, het hy net eenmal die heiligdom binne gegaan, en 'n ewige verlossing tot stand gebring. Wanneer die bloed van bokke en bulle en die as van 'n vers op die onreines gesprinkel word, maak dit hulle uiterlik rein. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus ons gewete bevry van die las van dade wat tot die dood lei, sodat ons die lewende God kan dien. Hiervoor het Christus immers homself as volkome offer deur die ewige Gees aan God geoffer. Ek herhaal, moet vir geen mens wag nie en moet van geen mens afhanklik wees nie. Bely, glo en leef vanuit sy vergifnis. Tweedens, vrye toegang tot God beteken dat ons direk en self by hom kan gaan troos soek, hulp soek, antwoorde soek. Of dit siekte is, of bekommernis, of finansiële probleme, of spanning, of verhoudings, of werksuitdaging, maak nie saak wat dit is nie. Ons kan self en direk met God praat. Nou ek weet, en dis 'n mooi gebruik. Dis wonderlik as iemand anders vir 'n mens bid, en dis belangrik. Dis wonderlik as mense predikant, of jou pastoor, of wie ook al, vir jou kom bid. En dit het sy plek. Maar, onthou altyd dat jou eie gebed presies dieselfde krag het. Want dit gaan nie oor die persoon wat bid nie, dit gaan oor die God tot wie ons bid. En dit is die lewende God, wat ons deur Christus sy kinders gemaak het. My vraag is altyd, maak ons genoeg gebruik daarvan? Bid ons genoeg vir onsself? En bid ons genoeg vir mekaar? Ons het vrye toegang tot God. En ons hoef nie eens ons oë toe te maak nie, ons kan net bid. Derdens, praat heeltyd met God. Ons leer al in die Ou Testament van, as jy in jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan, oral, dag en nag, enige tyd, enige plek, praat met God. Wanneer jy natuurlik in die motor is, dan doen jy dit met oop oë. Dominee Werner het 'n hele paar jaar terug pragtige boodskap gehad oor hoe ons in verskillende omstandighede met oop oë kan bid. En nie moet vashak by dit, moet altyd met toe oë wees nie. Bid wanneer jy in jou motor is, bid wanneer jy in jou huis is, bid wanneer jy by die kerk is, bid wanneer jy in jou sogenaamde binnekamer is. Enige tyd, enige plek, altyd en voortdurend. En waaroor praat ons met God? Waaroor bid ons? Oor alles. Nie net oor nood nie. Nie net oor ons lysie van behoeftes nie. Om 'n persoonlike verhouding met God te staan, beteken om met hom te kommunikeer. Vertel vir hom, ook wanneer jy bly is, ook wanneer jy opgewonde is, ook wanneer jy uitsien na iets. Vra vir die Here nie net oplossings en antwoorde nie, maar praat baie keer net met hom oor die probleem. Ek hou baie daarvan om te sê, as ons nie weet wat om te bid nie, bid die probleem.
Moenie noodwendig vir God bid, Here, dis die probleem, laat dit asseblief so uitwerk en so uitwerk en so uitwerk. Ek het klaar die antwoorde. U moet dit maar net in werking stel nie. Bid vir God die probleem. Sê dankie. Dink ons maak te min daarvan en daar's 'n hele klomp tekste in die Bybel waarin ons gereeld aangemoedig word om met danksegging te bid, om met die Here te praat en vir die kleinste tot die grootste dingetjies dankie te sê. Vra sy hulp, ook vir die kleinste dinge wat ander mense miskien sal dink is belaglik dat jy daarvoor bid. Bid daarvoor. Party mense, en dis 'n sensitiewe punt, gaan deur onbeskryflike krisisse en dan raas hulle met die Here of verwyd hulle die Here. Ek gaan nie vandag op daardie tema ingaan nie. Ek wil net sê God het ook daarvoor begrip. En partykeer is 'n mens kwaad vir God omdat jou geloof in hom so groot is dat jy gedink het hy sou anders geantwoord het op jou gebed. Ek wil afsluit. Ons lees in die woord dat ons vrye toegang tot die heiligdom het, vrye toegang tot God. Kom ek en jy vra onsself af. In die eerste plek, glo ek dit? Tweedens, leef ek in hierdie vryheid? Maak ek gebruik van hierdie vrye toegang? Leef ek in 'n persoonlike verhouding met God? Met ander woorde, maak ek gebruik van sy genade wat tot my beskikking is? Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om vrye toegang tot God te hê. Kom ons leef vanuit daardie vrye toegang. Amen. Here, baie dankie vir die werking van die Gees in hierdie onbekende skrywer van die Hebreërbrief en die werking van die Gees, dat hierdie brief vir ons behoue gebly het, opgeneem is in die Bybel, u woord, en dat ons daaruit kan put. Dankie vir die manier waarop hierdie persoon geseën het met insig en hom gebruik het in u diens. Here, ons wil bid dat u vir ons sal help om te leef uit hierdie vryheid. Maar nou gaan ons ook saam die nagmaal gebruik en ons wil vra dat u vir ons daardeur geestelik sal versterk. Ons weet dat dit enige tyd vir ons kan versterk, maar is lekker om dit hier in die begin van die jaar ook te gebruik met die gedagte van daar lê 'n jaar voor ons met talle uitdagings. Ons bid dat u nou vir ons sal sterk deur die nagmaal. Amen. Geliefdes, dis 'n voorreg om ook so oor die internet, via Facebook en YouTube, saam in die Gees die nagmaal te kan gebruik. Wonderlik om te weet dat ons aan Christus verbind is, dat ons aan God verbind is, maar dat ons ook as gelowiges aan mekaar verbind is. Ek wil die gebruik van ons nagmaal net inlei deur gou weer na Hebreërs 10 te kyk, daar van vers 19 af. Hoor net die klem op die woorde bloed, liggaam en dan die voorhangsel. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Nou daarmee saam wil ek die inleiding tot die nagmaalsformulier vir ons lees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem. En nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as jy daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as jy van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig jy die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is in sy wese 'n verbondsmaaltyd
waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. Geliefdes, die brood wat ons breek, dit is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Neem dit, eet daarvan, onthou en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome, eenmalige offer vir ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging. Dit is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink daarvan. Dink daaraan en glo dat sy bloed vergiet is tot 'n volkome, eenmalige offer ter wille van ons sondes. Geliefdes, gewoonlik in die kerk direk na die gebruik van die nagmaal doen ons of die geloofsbelijdenis of ons haal 'n spesifieke een van 'n paar tekste aan as lofverheffing. Vandag 'n aanhaling uit Psalm 138. Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor, dit is tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam en U woord bo alles gestel. Toe ek na U geroep het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan U liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werke van U hande laat vaar nie. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die seënende, versterkende en oortuigende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.